Jy moet, wat is hy Angel, wat is hy movie wat ons nou reg gekyk het, Angel Fall by Grace, ja, gekyk. Tyler Perry. Nee, is dit Tyler Perry movie, is dit Fall by Grace? Klink soos Tyler Perry. Klink soos Tyler Perry, nie Fall by Grace. Nee man, is dit Tyler Perry movie nie. Maar, speel hy self mense in, hè? Wat speel met dinges? Jy sê nie. Dit is nie Tyler Perry movie nie. Maar as Black Americans wat daar speel. Ja, Die naam klink sommer so, hulle movies. Maar die is like... Maar hoe gaan het? Geen zo'n klein achtergrond, spoiler alert. Die is hoe jy 'n narcissist kan explain. Die hele movie. So hoe jy on that type of vibe. Wat begin ze maar zo? En elke episode praat jy hier van die narcissist. Because iemand vir jou as jy ken wat so is. Ja. That was my previous life. Maar dan sê jy ek moet hier. No, no, en die kar nou weer dis hoekom ek awareness doen, because daar's klomp goed wat ek nie geweet het nie. As jy in die ding is, dan besef jy nie, hey, but dis a subtle type of abuse, manipulation type of vibe. Maar baie, ek sê baie professionally. Maar once, as jy dit uit dit is en jy kyk terug, dan dink jy, damn, it's manipulation. Allemaal zeggen maar tijd om te heel. Ja. En ik mas iets voor heel is, mas iets anders. Als je mas altijd oors moet heel, maar ik mas. Nee, maar het lijkt me jy verstaan nie wat healing is, see, when you can speak about it, and as jy iemand anders kan advise. I went through my whole 10 years. Wat sal jy sê, mense is totally healed, of moet jy elke dag werk aan jouself? It's a process. It's a process. Maar mas iets. Dit nie ons advies gegee met iets maar begin oor die stukke gou oor na. Ek moet ons advies gegee. Nou, gaan kyk dit om dit te verstaan, om te verstaan hoe taaf dit is hier buite. As taaf hier buite kan is baie taaf as lewe en tawwe tye. Soos ek sê nou die dag toe ry ek op Emperor Jules. Ek dink die val Emperor Jules uit te leer Emperor Jules so. Ja nee, ek sien, man, dis klaar. Ons is slawe, nee. Ek vergiet amper my te groet. Ek sê kyk hoe ek my Brainus op 'n rewind. Welcome to the club, I guess. Staf by die kant met week, ja, staf. Maar hoe voel dit vir jou? Hoe voel dit vir jou om nou op te staan? Maar okay, voor daar begin, hè. Jy het mos voorheen, mas jy voorheen bestaan brouts hoe 5 uur op om te gaan draf. Yes. Vol energie, no problems. Maar nou staan jy Hou sewe? Nou wat is nou die verskil? Nee, kyk jy, ek staan nog steeds 6 op my bra. Ek gaan nie weer lieg nie. Maar as moeilik om te draf met jy's tired, verkoue kom in so nou en dan in na 'n tyd my bra. En is koud. Maar okay, ek verstaan hy, maar nou wil ek weet soos jy opgestaan om te gaan draf. So dat fyn, dit is nie moeg voel nie, maar nou kom dan wel weer. Ja, jy's klaar nie maar as ek kind. Nee, reg dan waar. Kyk jy, weet jy wat is die lekkerste tyd van die dag mos u? Hy laaste halfuurtjie wat voor jy nou opstaan om te gaan was, dan weet jy, nee, dis die beste tydjie van die dag wat ek seker ooit sal kry mee bro. Dan lees jy uit mee, maar as jy nie toe sê. Maar vir my is dit kyk, ek gaan nie die job, verstaan jy, is way out of my line my bra. Maar ek hou van nuwe dinge, hoe kan ek sê? So jy leer nou 'n nuwe skill set. 'n Nuwe skill set en nou wat ek het, ek werk nou maar op 'n masjien mee bro. Verstaan jy? En ek is like, okay, is nog as nice om te sien wat gebeur hier. En nou geniet ek dit my bra. Verstaan jy, so op my opstaan is net so nice. Almal is dik, ek verstaan dit. Maar ek kom seker nog deur die system my bro. Verstaan? Maar ja, jy's nog fresh. Soos MJ gesê het gestaan, soos die toeig, die oggend. Dus ja, jou oor is sommer nog wakker. Nee? Ek dink wanneer nou oor is maar nog wakker, moet nog weer, dan almal slaap. Hy het nog weer. Maar okay, iemand moet dit seker maar doen. Iemand moet dit seker maar doen. Unfortunately, ja. Ja, ongelukkig is dit maar so. Is u of wat 'n type of mood as ons vandag van het maar ingekom om my aan te val, mas u val weet waar kry die hoodie? Is dit? Ja, ek het 'n hoodie. Kom ek laat dit my swane bok. Weet jy nie wat check as 'n hoodie? Nee. Ek kos maar full force aan my toe. Wat sou hoodie jy, ek het alles die hoodie sien. Maar ja, mas u welkom terug. Wat jy gemis? Welkom terug. Net so van 'n recap, hoe gaan dit met jou? Lanklaas jou gesien, lanklaas met jou gepraat, lanklaas van jou gehoor. Ook jy gesien maar op social media, sê maar jy's altyd foto's en so.
doen nou TikToks en wat. Verstaan? So hoe gaan dit met jou? Tio, dit gaan baie goed hoor. Vinnige recap, ons het One Billion Rising het vinnige outreach gaan doen in die Noord-Kaap. Under the leadership of Lucinda Evans en die OBR sisters. Vir my was dit, het was nice om terug te wees, maar ook sad. Ek het net weer 'n klomp goed besef en een van my ou direkte vriends wat op Broadway is, hy het een keer vir my gesê, it's okay to outgrow people. Want jy kry daai guilt man, en nou dat, as jy weer terug gaan na 'n lang tyd, en alles is nog so dieselfde, dit voel jy's in 'n ander timeline, en die way mense jou nog sien, hulle sien jou nog toe jy daai tyd, maar ons is heeltemal different mense nou. Ek het bietjie gegroei, en not in a bad way, maar dit was vir my net weer 'n rude awakening, om te besef hoe important jou mindset is en growth man. Spirit of stagnation is the reality. En dit is iets wat jy sien in die Northern Cape is daar. En mos dink ek is nie baie active op die WhatsApp groep, maar ek wil hê dat mense dit moet mis man. Jy het gesê en ek wil hê jy moet dit noem, net om 'n bietjie konteks te gee oor wat jy nou van praat en van die mindsets wat ons nog steeds in is adults. En correct me if I'm wrong, jy het gesê dat mense as jy in 'n dorp groot geraak het en jy probeer weg. Ek wil net jy moet daai noem sodat mense weet waarvan jy praat, verstaan jy? Dan wat is mense as jy terugkom, hoe sien hulle vir jou? Want jy moet toch al sê, né, in die WhatsApp groep, dat as jy weggaan en jy kom weer terug, as amper so mense like nie dat jy nou die energy, die meeste energy wat ek gekry het is like en jy het nou die attitude, jou beter. And there's no way, dit is nie van dit nie. Okay, ek was met 'n klomp Cape Townians daar, en almal weet Cape Townians is 'n vibe. Hulle het jokes gemaak van alles, oral in die winkels wat ons was ons laat. Hulle geweet, ons is daar. Maar like die looks en like die attitude, so like, ek het 2-3 mense gehad wat gekom hardloop het om my te hug en sê, yes girls, goed om jou te sien. Maar die meerderheid energie was like sy dink sy is beter as, en dit is hierdie case. Die projek wat ons afgevat het, die was like conversations and pleading and writing letters, asseblief guys, Northern Cape het help nodig, kom kyk, en Lou was so gracious om te sê, okay, kom ons kyk wat ons kan van Noord-Kaap doen, in terms of GBV awareness, sustainable projects, in terms of skills development, en dis hoe ons opgeëindig het, daardeur conversations. Een ding wat ek vir myself gepromise het, ek sal nooit my kom vandaan kan vergeet nie. En as ek 'n opportunity het om projects huis toe te vat, I will do that. En dit is wat ek currently doen. Maar is ons in growth, I'm gonna go. Gaan ek in different circles beweeg. Maar dit wil nie sê ek hou my beter, you know? En that type of thing. En wat vir my so sad is, die hopelessness wat baie mense ge-accept het, this is my reality, en ek aanvaar dit, ek aanvaar dit so. Shout out Loudest Organization in Appington, en kudos to die groep, Maxwell, ek kan nou van Maxwell, sy het 'n groep begin vir support vir teenage mothers. The reality is, jy kry ma's onder die ouderdom van 20 wat klaar met 2-3 kinders het. Daai was like, yo guys, wat gaan aan? Dit is die reality, jy's 18, jy het 2 of 3 kinders. En a child is a blessing, hoor my mooi. But om op so 'n jong ouderdom klaar hy klomp responsibility te hê, nee man, dit is bad. Toe ons huis toe kom ry, ek het my kroos saamgevat, hulle het die hele tyd gemoun. Kyk, ons is weg net, toe is hulle klein, en ek weet, my kinders sal seker net by Grace weer gaan besoek. Hulle het gevoel, ek het hulle geboelie om af te gaan. Hulle die hele tyd genek. Maar through the eyes of them, nee. Toe besef ek, hoekom het vir hulle so moeilik is. En hulle maak die hele tyd, kyk hoe vuil is die plek. Dit is die reg, kyk hoe lyk dit hier. Toe denk ek, come on activist. Maar die way hulle nou die plek sien, is net sad. En iets wat my oudste vir my gesê het is, mense gaan uit op jou omdat jy gechoose het om te gaan.
So hulle gaan jou nie embrace as jy terugkom, like, wow, jy's terug. It's like, they're gonna hate you because you choose to grow. En dit is 'n reality. En dit was haar observation geweest, want sy probeer weer met van haar vriende kontak maak, but sy sê, het is nie vir haar nie, want hulle mindsets is heeltemal op 'n ander vlak as wat sy is. En it's okay. Mense ontgroei mekaar, it is okay. Ja. It's part of life, it's part of growing. So ja. Maar nou met die tyd wat jy nog weg was van hy plek, julle was met voorheen waar geweest, né? Laas jaar, of in die laas jaar, September maand, wanneer was jy daar geweest? Ons het, ek en Lou, ons het Ook met die kolom, dat jy kom met my pers op dit ja, terug. Oktober. Ons gou 'n site visit gaan. Ja. En toe nou weer terug gaan nou, toe is die plek nog steeds dieselfde, niks verandering nie. Hy sê hulle stopstraat is nog steeds gebuig. Nog alles dieselfde. Wie dit voor reg is dit ek wil 'n video gemaak het van hy stopstraat. Maak hy stopstraat reg man. Of ek sal dit ook as ek 'n sponsor kry sal ek hy stopstraat reg maak. Maar kyk, sorry Lots, wat ek wil bedoel is maintenance die kant nie en maintenance daai kant is dieselfde nie. As jy nou moet stop buig, dit sal nie eens 'n dag is nie of 'n ding of breek is nie 'n dag jy word dit reggemaak. En dit is nie dieselfde daai kant nie. Issues met water, sanitation, sulke goed. Daai's real struggles nog steeds. So. En die bucket system is nog steeds reality daai kant. Dit is die harsh reality. So. Maar jy gaan weer terugkom na hy punt, daar is nog 'n praat van hoe dinge nog is daar in die dorp en hoe laag is dit. Maar wat ek wil gesê het, soos julle bent nog uit die plek getrek of gegaan op vir opportunities soos baie ook maar doen in die Noord-Kaap. Dink jy is dit maar 'n mate van daar is meer kommunikasie as jy nou kom Weskaap toe of is in die Kaap en soos jy vergeet heeltemal van jou skoolvriende of jy weer opgegroei het. Nou 10 jaar wil jy op daar en dan maar en hulle gaan dit so sien, jy kom nou op, jy trek nou op en jy gaan nou maak hoe jy beter is, maar jy nou 10 jaar is aan my kontak gehad, nou wil jy opkom en nou sien jy, ek is hier met 4 kinders en nou ga jy my, miskien chats en kyk hier so, maar wat gaan aan met jou, maar voor 5, 6 jaar, ek denk waar my nou wat jy terugkom, nou wil jy my uit die oogpunt dit sien. Dink jy miskien hulle sien uit so oogpunt dit, of het jy kontak gehad met hulle die tydperk wat jy nou was, met jou vriende, of het jy maar nogal gaan en toe maar weer opgesoek na 5 jaar en nou sien jy maar, kyk waar bly die mense. Kom ek self so die meerderheid wat ek met jou matriek klaar gemaak het, ek dink die meeste van ons het gerelocate is in ander provinces, maar ons het nog kommunikasie, want ons probeer nog steeds 'n reunion beplan, wat hopefully sal gebeur. Maar wat ek van praat is die kinders wat nog opgegroei het man, wat miskien saam met my kinders was. Dis wat ek van praat. Die realiteit van hulle, die choices wat hulle op die einde van die dag gemaak het om te choose om nie te groei nie. Maar ek dink is ook 'n question van hulle het hier regtig opportunities. Ons het een groep van wegdraai was deel van die event in Louisville. En daai was wegdraai se kinders, die kinders van wegdraai se eerste keer wat hulle in Appington gekom het. Ja. Die eerste keer en toe het die squad vir hulle KFC toe gevat vir yskriem. Nou daai is 'n experience vir die eerste keer vir 'n kind uit 'n klein plaasplekkie of as ek dit nou so kan stel en I'm not throwing shade om dit te kan experience. My groot droom is om eendag 'n groot squad af te laat kom om hulle see toe te vat. En die ander ding wat my pla is die feit dat van hy kinders nooit as hulle nie gaan uit die plek het gaan experience 'n roltrap. En ek weet Ziza het one gevat. But dit is die realiteit. 'n Gewone roltrap wat ons gewoond aan is 'n unknown vir hulle. Maar ek dink dit gaan meer afkom of lekker opportunities. Nie baie van hulle gaan so gelukkig wees om 'n beurs te kry of verstaan, baie kom die kant om hier werk te kom kry en dan maar hier kom bly. En as hulle nou hier miskien 'n werkie kry, dan is dit onder die beste omstandighede nie, maar as Pieter as wat daar as bestaan. So ja, as moeilike tye, weet jy, as moeilike tye, as tough times, as ons ding hier by ons moeilik ben, nog al mense nog moeiliker, baie moeiliker.
So ja, en niemand bij jou ingevallen wanneer je in Brad Joseph laatste zit en ze want terug gaan zo. En in Noordkaap. Maar dit was voor mij zo terrible. Die zaterdag met die event toen ik die banners aangereid. Die mensen is bij die kerk. En this is not a lie. Dat is in die kerk, hier's karre wat staan, hulle staan met die tas. Nou is bieren, maar is wat is hy kos? Die hulle is buiten die kerk en hulle drink. Die begrafenis is binne. Die was vir my net Skien hulle so. So hulle pretty, hulle pretty. So met die move. Ek het net gesê dis terrible. Ja, maar as jy beding met oude mense nie om so dat drink by begrafenisse. As nie die kos is dat hulle drink kan. Maar ja, maar hopelijk, ik geloof aan jouw project, jij en jouw 1 billion rising, one love, ik geloof jullie gaan een verschil maken. Ze blijven support van ons in een movement, ze heeft de hele journey gehad, en ik weet niet, ik was nooit in de Noordkaap gezien, maar ik wil me niet af wat die, ik zou daar zitten, dan ik kan drijven op zijn lees om het te reizen. Met die volgende, ons gaan nou zo thema. Ik wil de beste provincie, nee? Ik wil, ja. Ik wil de beste provincie in Bolots. Ik wil de beste provincie. Oké, in terms of friendliness en alles daar. Rere, jy voel thuis. Like, van my moeder is baie nice mense. Ek kan nie alles baie nice mense. So ja, die omstandighede wel. Dis so van die aarde mense. Dis nie hulle het opportunities nodig. Ek dink jy moet 'n bietjie terug gaan en 'n bietjie gaan sout kry. Die Weskaap vir jou. Hey, van Piet. Baie grof. Help jou Piet. Ja, sy baie grof kom word. Ek dink sy moet weer terug gaan as ek kan bietjie. Grof. Dis baie grof kom word. Dan sy moet bietjie miskien so vir 'n maand bly daar by Sisa. Nee. Ja, nee. Ja. Sy vir Sisa boodskap stuur. Bro, hoe gaan dit met jou? Ek sien jou moed is baie af. Wat gaan aan? Jy lyk baie af. Wat gaan aan? Waar kom gebeur? Kyk my Bolots. Dit jou kos af of gaan goed. Saldanha het my friete kom steel. In my huis in geloop vir hom viesnee brood gesmeer, lots koffie gemaak en met my cherry hand in hand geloop. Maar hoe jy gesê? Hoe jy gesê, wat was jou prediction? Ik heb een prediction gehad die keer, of weet ik een prediction gehad? Wat was er eens? Nee, ik heb een prediction gehad, maar alright, zoals ik gezegd heb, was nou op Facebook die hele week lots mee, maar ik denk, lange baan gaat winnen. Come on. Verstaan je? En ons moest gewinnen, maar ik ga niet nog gaan staan en blame zoals die een ogen zei, dat het party gaat aan over wat spult milk. Ja. Verstaan je? Maar ja, ons verloor met maas en ja, ons moest die naar gewinnen. Het was meer dan wat 15, 20 jaar mee los. En die verloor zelf is maar willen verloren. Het is hoe ons verloor het mee bra. Verstaan je? Oké, dat is klomp dingen wat een mens kan noemen. Maar kijk, ons heeft ook fouten gemaakt hier en daar. Saldanha heeft ook zijn fouten gemaakt hier en daar. Die Ref heeft ook zijn fouten gemaakt hier en daar. Maar bij één nooit dag mee bra. Ons kan niemand blamen. Ik wil niemand blamen. Ik voel op die edge om mijn mond op te maken, maar ik ga het niet doen. Ik voel niet dat is een platform. Om mijn subjectief goed te willen te staan. Verstaan je? Maar die refs moet recht komen op mijn broerloos. Verstaan ze? Ooit de oudste worden zien. Ooit de oudste worden zien. Maar die refs moet recht komen, maar ik wil het interesseren. Ja, als je een cliënt van oudste worden. En hoe is het dinsdag voor jou? Very loyal client van voor 15 jaar. En hoe is het dinsdag voor jou? Nee, ik is misschien op een ander level. So ik het een ander type. Is hulle skill hom? Nee. Dis skill hom. Nou sê dan vir hulle dis of al insurance met die refs praat wat hulle so dinge sê. Because my insurance, verstaan jy? Borg net die gear. Seker maak dat net skill hom is klere. Maar nog steeds. Okay, wat 'n ander insurance companies daar? Ek dink die klere. Waar? Outsurance. As mos outsurance. Wat is ander liedjie? Maar nogmaals Discovery. Ik denk dat het bij je beter is. Ja, je moet Discovery. Ja. Misschien wel recht. Ja, ik denk dat. Maar oké, welkom terug misschien. Welkom bij het Zoels. Je bent personen. 44. 4 en 4. Nee, 44. Wauw. Dus ik ga zeggen, is niet 19, is 19. Ons Afrikaans moet een beetje upgrade. Opgradeer. Sien jy ja? Kom jy bro die. En jy sê ook nog eens Afrikaans moet ons upgrade. Wat is license in Engels en Afrikaans? Licensie. As dit licensie. As dit licensie of lisensie? Ek weet wat jy lisensie. Is lisensie. So mense sê lisensie. Ek het TV gehoor lisensie met. Lisensie. That is like way you oupa het so gebruik. Lisensie. As jy licensie koop as jy lisensies. Lisensie. Ja, maar jy was bij ons gesteld geweest, maar iets meer een boodschap was hier als
goed ons gepraat op die vorige episode wat sy nie meer saamstem nie. Jy het nou die kans wat nou te adres, ons gaan nie weet hulle kom aan na nie. Wat van die laaste episode as jy ongelukkig oog? Nee, ek wil helemaal dit self gaan kyk, want ek kyk. Ons go and watch yourself, like, yes, see. Nou, ek die video's, ek het oor en oor. Ja. So ek weet precies wat ons gesê het. So waarom is jy nie saam, jy nou die kans? Nee, was het jy wat gesê die vrouens moet beter kyk ook, of wat? Oh, praat jy van, los ek het 'n vraag gevra, nee? Ek hoop julle het in die comments hierdie mense aangevat oor dit, like, really. Maar jy gaan moet verduidelik soos los nog net nie wil praat. No. Ek weet wat sy miskien sê los is, want ek dink jy het gevra van, dink ons is, vroumense is 'n skuld ook. Nie skuld nie, maar wat verantwoordelikheid? Ja, so wat is moeilik aan? Hoekom kan jy nie verantwoordelikheid vat iets wat jy ook deel aan geneem het? So hoe? Wil jy nou net uit die water staan en dan wil jy sê... Uit die water staan, hoe? Sê, okay, as jy nou 'n solo parent is, then you take the full responsibility. Hoe staan jy uit die water uit? En ek praat nou van die solo parents. Ek praat nie agterna, ek praat van as jy nou iemand ontmoet, of whatever gebeur, of whatever skiefloop, soos, daar is ook al wat jy kon gespeel, gesê, okay, maar ek kon ook dat die rooi vlag is al voorin gesien het al, soos, wat sê, maar nou is het, hy was so 'n goeie manipuleerder, hy was, soos, was jy al gemanipuleer? Deur 'n professionele persoon wat psychokinesis het, wat presies weet hoe. Ek was, en ek kan myself ook sê, soos, ek myself blameer, because ek het my blind aangestaar, ek het getry iets sien wat jy is, en ek het getry dinge probeer, want ek het dink, nee, ek wil 'n goeie mens, maar die sign was al gewys, almal kon gesnit, behalwe ek, want ek het getry. Maar hoekom because you chose not to. En dis kom sê, ek het my deel aan gesê, ek is ook verantwoordelik vir die goed wat plaas van because why ek het dit toegelaat en ek het probeer nie sien nie. Maar nou wil ek miskien was jy Stevie Wonder. Yes. Maar praat nie waar miskien. Dit is maar so. Maar nou wil ek agterna 'n victim speel, maar jy kan nie 'n victim en hy was baie goed in lief. Daai is facts, maar op die einde van die dag as dit gebeur het, it happened, is your responsibility to heal. To do your part, om seker te maak jou family is okay. En om beter boundaries te set, and then you move on. I fully agree with you. Ek stem met hy, maar in die moment dan het ek met deel gehad om sê, kyk, Lots, soos jy het gesien, die signs is daar, jy het gekies om dit te sien nie, van het lekker gegaan. Toe dit nie meer lekker gaan nie, nou wil jy soos, sit jy hele post op Facebook, en nou wil jy die man of die mense, en dit en dit, maar die tyd, no, but it's your responsibility. Het is jou skuld wat met jou gebeur het, maar it's your responsibility to heal. Dis iets wat ek altyd sê. Het is jou skuld, maar protect yourself. It's your responsibility. En wat is jou beef van wat ons gesê het? Omdat hulle wil verantwoordelikheid vat. Nee, omdat julle gesê die vrou moes van beter geweet het. Maar in sulke woorde, in soveel woorde kan sy mos van Pieter. As dit was eers verduidelik. Kyk, as jy, maar jy sal nie verstaan as jy en dis hoekom dit so lank vir 'n vrou vat om uit 'n abusive relationship ook te kom, want dit is 'n whole mental proses. Dit is iets wat jy aan jouself, of jy moet vir jouself sê, ek wil hier uit en dan moet jy begin. Ek het al hoeveel 100 mense gecounsel en weet ek sommer day one, ek gaan my energie waste. Because as jy nie hier locked in is by jou mindset en jy jou actions follow om te sê, maar ek wil hier uit, dan gaan dit heeltyd so gaan, heeltyd en as dit weer okay, en dis hoekom meerdere mense don't like the way I counsel, because I'm gonna be honest, so ek gaan nie my tyd en my energie waste, because that's time wat ek met my kinders kan so as jy vir my midnight bel, en goed, ek gaan my part doen om die polisie te bel, ek gaan jou kom remove, whatever, om seker te maak jy safe, but as jy nie 100% gaan insit en sê, okay, dit is my reality, hoe maak ons om hier uit te kom, en ek gee jou a plan of action en jy follow dit, gaan ek myself, because I need to protect myself, my peace ook, as a counselor, dan gaan ek myself onttrek. En dit is die sad thing hier buite. Jy kry dames wat nie wil heal nie, hulle wil heeltyd so gaan, en hulle maak 'n intentional choice. Jy kry die kategorie, because hulle sien mos nou die attention wat hulle kry, die nou nie attention seekers, hulle choose intentionally om in die kategorie die hele tyd te wees. En dan kry jy die dame wat regtig broken is. En hy ou pry op hy broken is.
Verstaan, en sy weet nie hoe nie. En daar is die support, die en long list. Maar dit is 'n skill wat jy leer through the years om te kan discern. And everything you just said now, so ruthless soos dit klink, né? Dis waar ek my punt toe gemaak het, ewens los om te sê, dis jy kan net vir die man skuld gee dat sy in hy position as hy sy self val ook in die skuld. Is ruthless as you just said, there now. Verstaan jy? En daar stem jy ook even saam met my. Verstaan jy? So jy moet terugvat. Nee, ek vat niks terug nie. The way you said it is like, joh, die vrou. Die way jy dit gesê, dit was my. The way. Maar het is waar, my broer, lots. Kyk so, en jy het so ruthless en diep ingegaan, verstaan jy? Hulle play die cycle, my bro. En het kan even worse ook wees. Ek kan even worse examples ook gee. Maar op die einde van die dag, los, soos jy ook nog net mooi gesê daar, my bro. Sy is deel van die rede. Hoekom sy nou daar sit en hy gemos wat jy nog net vos. The reality net. En sy wil hierdie, en sy wil jou advies vat. In die verlede mas jy kon gesê, okay, hulle is nie wys genoeg nie. Maar nou het iemand soos jy miskien wat daar buite wat hulle help en jy kan vir advies gee as jy nie maar soos letterlik ek kan sê soos as ek sê miskien okay nie dat doen nie ek bedoel nou werk hypothetically mas nou as ek wil sê kyk so maar dat sê mas so baie soos ek kan nie elke alkohol slaan nie voor nou ek dan weer saam as hulle weer ry oor 'n maand sit weer ek kom weer na uit myself mas ek bly weer van produce my man wat sê jy dan gaan sy no they choose not to be wat vir my profound en dan ek verkeerd is net as ek sê soos jy wil jy worry doen nou jy dan nee maar jy moet help wat sê nee jy wil nou maar daai mense put jou uit daar's nou 'n paar mense wat kwaad loop vir my nee because you choose to be there en daar was 'n spin gewees Hy was oorspronklik gewees. Ja, maar die baie het gestel het. Ook as ek het gesê, maar hy was oorspronklik gewees soos doe beter man, as hy's baie beter die buite. Nee, ek weet ons mans is nie van die beste nie. Ons is wat dit is en man. Still choose the en dis hoekom ek in die begin ook gevra het en ek play die conversation kom in miskien dat are we truly ever just healed and we just okay we are healed of as the continuous thing because in my healing journey lost that's sommige kere my brane daar vind ek myself because I'm working on myself now né en ek try grow maar dan vind ek alright daar's 'n paar goedjies wat ek alweer vasgevat het maar along the line kom maar ietsie op wat ek like kan waar vanaf kom die ding of is dit my ding wat ek die hele tyd gesuppress het en ek is like alright ek is op 'n goeie plek but now manipulation as ek 'n bietjie net as 'n voorbeeld ek manipuleer miskien as like maar as daar weer iets wat ek in my journey kon ontvang het wat ek nou moet fight verstaan jy en dis hoekom op die einde van die dag if my friendship and your friendship dan as ek kan ek sê I did not have a part in doing that verstaan jy my broer so as just being honest with yourself. Sien die signs, sien die soos ek die signs sien jy as 'n vrou mens los as jy dit sien die signs van die jong moenie net vir die nice part over dit. En die reality nee, soos nou ek weet die ons is in 'n stage of phase ek het geklap by oor DMs en ek weet ek wil 'n movement begin wat ek mense net loop en threaten don't message me die classic DMs ek hou nie daarvan nie moenie vir my DM nie because ek gaan dit entertain nie ek blok is like blok maar ek kan ook garantie die regte mense kry antwoorde die regte mense in die inbox kry antwoorde wie is die regte mense hulle gaan wil wys die en yes! Kokorot wat hulle nie wil hê nie. Die kokorot wat jy nie wil hê nie, met jare. Maar jy het hom alle, hy wil en sien, en lyk my alles intertwines in die conversation so mooi, en daar is ook signs, né, wat hulle nie wil sien nie. Ons dagskroewe, word die eens, en ek gaan sommer nou noem lots my maas kind. Ons dagskroewe, wie sou stuur ek 'n boodskap, ek moet sê van my desperate week. I had, verstaan jy? Maar wat paar vroumense, wie se vroumense dan moele van ons lots? Gepraat van die DMs. As julle skulde en ek gaan weer sê jammer dat ons nou nog op die conversation is. As julle skuld dat julle sit waar julle sit. Because aan die DMs ons regte manne klop aan. Julle sit dan kyk, julle sal nie eens die decency het om te reply, dis net bloedtiek.
my ma se kind los. En dan gaan sy vir Rihanna jong. Hy Casanova. Verstaan jy? Myn man. Myn hond. Ja. My ma se die rugbreker, nekbreker. Verstaan jy? En dan wat los, dat sou jy net waar jy is. En dan wil jy sê ja, is net solely the man se skuld. En as jy by asopers, nou wil ek Op die reply. Dan is dit ons meer belang. Ek nou As jy pura Julsie. Uncle Jules. Ja, guys. Nee. Stop it. Maar in all purposes soos kies reg man, maak regte besluite en ja. Just wees nie haastig as binne met daai. Dis vat jou tyd man. Because it's a cruel world out there. En om heeltyd soos mens ek sê, gaan nou die topic afsluit. Soos hulle wil heeltyd post oor die ex soos as en iemand niet zo hoe moet ek nou as ek die hele timeline kyk soos sy is nou praat hulle van jou kind se pa of ek en moenie goed op social media sit because remember julle is ook nog werk en allerlei goeders en mense kyk na jou socials honestly guys. En ja, en ek is bly jy bring dit op mos the importance of moenie alles dis goed wat private is lots, né? Want jy kan werk met die regte stappe. So sensasie man. En dit is, jy soek sensasie en soos jy ook gesê het, daar is sommige vroumense wat like om in die negative toxicity in te bly met gewoon die relationships. Because jy like het mense wie jou jammer kry, nou vat jy van my, verstaan jy, nou vat jy ek en jy se private relationship wat jy nie meer saamstem is opbring om ons op Facebook gaan uitlap vir die hele wêreld om te sien. Ons gaan net daar so staan en kyk en lag of die persoon judge. Maar we are not gonna have a positive thing to say. En even die mense wat positiewe goed te skryf daar so vir jou. Net so allergie, ja, vir jou met niks. Ja, op een of ander dag, verstaan jy? Bring net persoon verder en just boost your sickness wat jy soek wat aandag is. Verstaan jy? So there's nothing good in it. So moenie private goed op social media staan post vir. En hulle kan beleef van ons mans net. As nog mans mense in ons leek die DM's of jou goed op WhatsApp. Ja, imagine. Sy wat nou hier expose en hy wat dan moet sê of wat sy nou maar sê op WhatsApp en dit sit op Facebook dan hy nou like soos wat gaan my ouma se moffie. Ja. Die moffie. Is waar. Maar dis kom die nooit aan nie. Soos of weet jy die waarde straat jy maar iets op in die op social media gou met jou mense wat en wie jy bang is 'n man mee bro om sorry mas wie jy bang is 'n man om evens nou cherries te approach. Want jy check for yourself nee, okay? Die kan gaan nou weer chomies wees en lag hulle wil stap kan verstaan op post miskien op Facebook of wherever. En dis hoekom from mense van waar is die mans mense, is die mans we just don't care no more om vir julle te DM event ons weet julle ken nie van diere toe klap en lock the thing in. Ken niks. Ken ook iets laas hè? Ja. Closing? Nee, van die slapping van 'n boy child. Wat gebeur in die skool ja? Nee, toe slap sy die ouetjie, maar ek kyk toe sy body language, die kind is like out of the blue kom klap jy, toe intervene het van, hoekom sal ek nou nie intervene nie, toe sê sy, no but ma'am, he did hit me, en ek vraag of my sy waar geslaan, it's like, no ma'am, maar nou my ding is, why is this child so comfortable in slapping a boy? Verstaan jy, die type ding het, was vir my baie concerning, en ek weet, because ek het personal experience van my sy kinders wat, cheeky was van my oudste het al deurgeloop, en amper sake gemaak en so aan. En dis hoekom ek voel ek wil inzoom op how you raising your daughter to respect a boy child. Like come on. Dit kan nie okay wees as jou kind fyn voel om 'n ouetjie 'n seun te klappie man. En my oudste se grootste concern altyd is die onderwysers gaan hom nie glo nie wanneer hy is die seun. So it's altyd die fight. En kyk hoe hy onmiddellik gebruik in jou. Nou sê wat maybe nie vir. What are we teaching our children en wat maak ons groot op die einde van die dag? Ek leer my kinders to be respectful and I'm gonna teach them to demand the same respect. Want op die einde van die dag, hoe gaan ons die gesonde balance kry hier buite? As ons dit van die jongs af leer. En dan die ander ding was gewees van no-name techies. Nou, ek het 'n rule in my huis, daar's 'n certain age wat ek brands koop. Brands is nie 'n ding nie. En my kinders is confidently in hulle se Mr. Price techies. Maar toe Vrydag het hulle service en toe die een ouetjie nou vir die ander vir my sien iets gesê oor sy techie.
Toe kom sê my, toe vra ek, wat was jou respons? En toe dames hom net vir hom gesê, maar at least het ek skoene en is netjies so. Die ander ouetjie dra Jordans. Toe het ek die onderwyser gekontak, ek het details van die ouer gekry en ek het die pa boodskap gestuur en gesê, but this is the issue en hy moet my kind om verskoning vra, want ons moet onze kinders leer. Almal se huishoudings is different. En it's okay. Is okay as jy nie 'n Nike dra en die ander een dra 'n Mr. Price tekkie, daar's niks fout daarmee nie. En daai dissipline begin by die huis. En ek gaan nie my mond hou nie. I'm gonna speak op alle platforms gaan ek praat daaroor. Want wanneer gaan ons as 'n community, regte community raak waar kinders okay en gesond en fyn voel om te dra wat ek dra, my klere skoon, dit gaan nie oor 'n brand nie. You know, wanneer gaan ons daai reach as ons dit nou al begin toepas nie? True. Maar op dat, nee, dink jy help vir hom die skool te bel en sê dat hy klom en verskoning vra vir hom. Ek daar interessante dinge sien van Chris Rock. Bullying is verkeerd. Ek praat bullying self, nee. Ek weet jy doen nou om vir hom te beskerm. Hy het reg opgetree, hy het hom gesê hoe hy voel en klaar. Maar nou, hy miskien nou eendag in die werksplek kom, dan kan jy nie hy self doen wat hy nou doen nie. Soos bullying is 'n nou, maar so hy het hom mooi defend. So dink jy het hom nou reg gehelp deur nou skool te kontak en hy klom nou beskoning vir as dit nou miskien dat hom meer op hom piek. Jy gaan nou meer eeskleid of dink jy okay, hy het hom mooi gedra soos good boy en dis wat jy moet optree, staan jou man, bly respectful, verstaan. Ek dink soms jy moet maar dit maar 'n bietjie hy fyn en kyk verstaan om nie vir alle as hulle nog in hy jong fase soos as jy staan op jouself, moenie beklei nie. Moenie daai doen wat hy was doen, moenie hy doen aan iemand anders sê, jy moet so wat voel, so moenie hy doen nie. Ek dink soms jy moet 'n man vir hulle sê soos nice man, hy is mooi gewees. Maar nou as 'n man nou wyse sê, nou wyse nou vir hy klom sê, nou sê dis 'n pimper en verstaan nie. So maar nou weet hy man moet next time soos net die man oppas aan, die man gesê sy teke so dat jy war nie. There's a thin line, but either way. Ek weet ja. En ja, kyk jy los my bra en dit wys maar net nee, en soos jy gesê dat jy sien mos nog van die mansmense en dis hoe jy dit so hanteer as 'n man. But you as a single parent, gee die oplossing wat 'n vrou sou wil ding. As jy as 'n man sou nou sê nee, my like jy bra, ons gaan nie vir verskoning vra nie. Jy vat dit en klaar deal met dit en wie sterk en maak sy keuse en wie as jy sê daar so sê dan. Verstaan jy so it wys maar net the lack of a man in the house met your boys. Verstaan jy? Jy praat nie waar ek los môre gaan op jou kom piek. Dan sê nog so om sê nee, gaan weer sy pa gaan roep of ek gaan sê wie sy ma gaan roep dat ek moet verskoning vra en ek verstaan jy en dan was jy moet maar afval oor wat hulle kinders hulle groot maak. Wat nou hy moet voorstaan van man en pa verstaan sy want sy moet nou al goed doen en hulle verstaan nie so met jy wat man is wat 'n coward is wat nou jou meisie wil vrou dat die kinders in groot raak as met al die goeie tipe die wat jou verantwoordelikheid is om nog gesê so die nou sit jy al die goeie presse op die ma moet worry soos gaan my kinders op bolle raak en die goedes so met ons as reg coward hulle weet nie reg wat hulle die vrouens hier sit ruggraatloos is reg no backbone maar dis en dit is die ander deel nee wat ek so van hoe sê hy nou se pa gelyk het wat ek gesê take responsibility irrespective wat tussen julle gebeur, wees daar vir jou kind. En dit is belangrik. Ek het nou reg 'n conversation gehad met van my groepe wat ek het. Oor back in the day het jy ook solo parents gehad, maar die weight was nie so heavy nie want I was present uncles. Ons het die present uncles nie. We don't daar is nie so present uncles soos back in the day. Ek het dit gevoel. Maar wat kom? Onder ons uncles. Onder ons uncles. Ja. Onder ons uncles is nie meer so ons besef dat en ander vir ons nou die uncles. Ons nou die uncles lê vir aan. Maar staan jy so ons so bietjie was maar meer so ek moet ek as uncle ek het baie lief vir haar. Maar staan jy as ek present soos jy sê van baie van hulle pas is ja nie. Maar wat doen ek nou? En dis hoekom ek wil gesê dat jy opgeleer dat die pa kou, verstaan jy pa worry nie. Worry die uncles en die aunties aan.
Want ik me hulle spat ook saam. Daai het sukses jou ma se suster, jou ma se broer was onkels geweest. Ja. Wat dan oors wat nou onkels, oors nou die onkels. En dis hoekom alles so messed up is. Ek het nou was dit vir jou wat ek gesê ek soek nie 'n oom wat my kan help want my kind het 'n projek wat Augustus man moet in is. Ek moet 'n robot bou. Ja, waar is die onkels jou? Ek het nie 'n present Sit met 'n mak en 'n bier en 'n borrel. En die pa se langsan. Yes. Of hulle miskien kan of ding. Ja. As bet, ja. Ja, guys. Ons het laas week nog nie daarby gekom met u. So ek hoop die Word of the Podcast is 'n top notch enetjie wat nou laas week in die week gaan cover. Word of the Podcast vir ons. Ja, ek het nou of my oog het geval op 2 Corinthians 3 verse 5 wat sê it is not that we think we can do anything of lasting value by ourselves. Our only power and success comes from God. Amen. So ja, daar is die sente. Sukses is die soms wanneer ek vat dit so nee as elkeen sy deel in 'n community doen. En dan gaan dit net goed gaan met so 'n gemeenskap. As jy mense het wat actively involved is om jou gemeenskap safe te hou, dan gaan die problems nie so baie is nie. Present aunties in die straat, back in the day het auntie die vir jou aangepraat en jy het geluister, you know, daai simpel klein goedjies wat ons nie meer in ons gemeenskappe het nie. En dis hoekom ons communities bloei. Weet jy wat ons die leiers dan ook in die aunties. Die leiers die vandag alles baie hulle bels. Hulle wil anders gaan op sy bel die polisie. Dissipline begin by die huis. Ek het nou die dag toe raak ek so emosioneel want toe is 3 laities. Een wat ek moet sê baie seuns respekteer my irrespective wat want hulle weet wie ek is. In jou neighborhood of in my neighborhood? Nee, ek kom al lei om om te wen. Ek speel nie. Maar toe raak ek so hartseer want hulle het nou klip gegooi daar by Spar. Maar ek kyk hy kinders want dink ek ja, dis nou wanneer jou huis chaoties is, daar is die standvastigheid jy voel nog net jy's rebels. En dit was 'n hartseer prentjie want hy gaan 'n statistiek raak op die einde van die dag. So nou kom ek goed terug na ons praat van ouderdom en onkels en wie is né? Ek weet hulle is nou die interessant net so 'n bietjie vir nie skandaal, net so 'n bietjie van op social media konten en tyle dinges met die jong onderwysers wat kontroleer maar wat daar so onderwysers is te jonk. Dis ek maar nie baie respek vir hulle hierargie hulle is op die kuier en goed is en toe al die onderwysers wou man gevat. So onderwysers te gewen, onderwysers 5.0. Come on teachers, yes man. So hoe voel julle wat die onderwysers wat daar is bietjie te jonk of was dit maar sy die stoel so doen? Jy's gekwalifiseer vir onderwyser, jy's 'n onderwyser. Ons kan nie sê maar hy het dus ons onderwysers oud en nou. So dan vir my chomie nou onderwyser is. Voel jy dit gaan respek nodig? Maar dit kom terug na principle toe. Ek dink die nuwe onderwysers het net different vibes hulle met die kinders connect. En ek persoonlik het nog issues gehad met al die onderwysers wat ek mee journey nie, want ek journey mos nou myself. En dit kom terug na basic principles. As jy ernstig is oor jou beroep, it would show. En respek. So jy kan nie kwaad raak omdat die onnies nou Paulo's ry nie, GTI's. Is hulle beheer. Was ek kwaad, jy mis u. Solank hulle werk doen en die kinders perform, is daar nie issues nie. En so maar om my punt te begin by Paulo's lots en met dit uit die water te kry. Kry dit water. Kyk, mas en dis waar ek begin. Kyk, I don't have a problem met jong onderwysers. Jy kan even 16 wees hoërskool as jy capable is en jy kan. Dit gaan vir my oor maturity level met my kind. Verstaan jy? En by die Paulo's al klaar. I think this generation of young teachers word baie geïnfluenced deur social media en trends en things en TikToks en alles daai. Wat dis goeie, you know, goede wat hulle kan doen met dit. Kyk klaar by die statement wat ek gemaak het, wat ek gesien het op Facebook, dat vandag se teachers ry Paulo's. En dis 'n trend. Verstaan jy? Jy sien mos nou klaar, hey, die teacher te Paulo's, so ek koop vir my Paulo en almal en dis hoekom daai status daar gemaak is, verstaan jy? En dieselfde ook evens in die klas. My ma se kind
Dis hoekom ek sê mas jy kan maar hoe jonk is, but your maturity level en nou my broer, kyk hier's laities in die klas my broer los wat in die jol het uitkap en aangaan en hulle self geniet. Jy my wêreld. Jy moet so wees om te weet dat kyk hierso ek kan mos nou nie in water gaan sit because die squad hier in my klas het in water gehad. But ek kan hy boop is nie jolly. But we know these things as young as teachers that is a reality. Jy kry vir hulle in die jol. Verstaan jy? So my point wat ek try make is gaan nie water gaan toe nie. Ek gaan maar liewer die boer gaan sit, bestaan jy met Paulies of whatever, drink my drankies, ek gaan my drankies soek of gaan ek weet waar die laities kan bekos om in te kom. Because ek kan wel sê, hey, jy moet nie jol gaan nie soos onderdom. As hy bounce oor sê, stick uit, as stick jy uit. Bestaan jy, en as die maturity wat ek try, sê, kyk, be 16, be 18, as jy capable is, teach. Maar be mature om te weet, my broer, dat reality is messed up soos het is. Bestaan jy? En dat is sommige dinge wat jy net moet intrap on. Because when my broer, as ek jou wat sien, Jay's a teacher. Soos die een persoon wil sê dat, Annie Jolan, do you think I'll have the same respect for jou? Jay's nie meer mister by my nie, my maas. Jay's no maas kent. Verstaan jy? En is die, en jy weet mos how alcohol influences you also. So jy gaan drastic en nonsense besluiten maken. Whether you like it or not, vir iemand wat in die vorm daar en vir iemand in so'n positie onderwijzig, die punt is, with great power comes great responsibility. Dat is maar het punt klaar. Je kan niet, zodra je een heiding is, kan je niet meer je associëren met een normale mens. Je zal het daarvoor hoe je moet move, je zal het daarvoor hoe je moet optreden, je zal daarvoor hoe je moet praten, je zal daarvoor dingen moet doen. En dat is de realiteit, of als het nou wil zeggen, maar zo allemaal dat doen, je mag het doen, maar je hebt de verantwoordelijkheid om recht op te treden en om recht op te leggen in de gemeenschap, because waar je is nou deel van de gemeenschap leiders. Je is een gemeenschap leider in die gemeenschap. So with great power comes great responsibility. Jy sal op 'n manier, jy kan nie uit tops kom met 5 karane gedra en dan kom jy klom. Soos jy kan sê het is maar mag nou sê jy mag, maar jy kan nie dit doen nie. Jy moet doen dinge baie dan het baie beter because jy wil nie 2 weekends away. Ja, so jy nou wil sê maar onderwyser het drankie, maar nou kom onderwyser slim op die pad. As hy reg, gaan hy reg wees. So soms dinge soos verstaan jy? Iemand ek kom so as ek my nie self van reg kontak buitekant jy gaan nou sê maar jy dan die verstaan jy? Dis waar my bra. So kry responsibility. En ek glo soms maar net of wel sekere goed wil ons dit doen, sekere goed wil ons dit doen. So ons is nooit consistent nie. As maar van wie ons die meeste hou. Maar met my punt is met great power come great responsibility. Jy weet wat jou werk is, wie jy is. So ongelukkig gedraai ons so, no? Ja. So daar is daai. Guys, ek mos jy moet hierdie keer iets het gehou. Praat soos. Ja. Hoe voel jy oor die manne wat so die groot skuwe maak van die politieke party, na 'n ander politieke party? Voel jy jou credibility gaan daarmee gepaard of voel jy het miskien iets gesien en dis ook meer geskryf het. Voel jy ons kan nou judge op jou credibility as jy skryf na iemand anders toe of voel jy maar miskien hy het sy oor opgegaan en toe gaan jy maar so van die praat van Floyd se bambo, kan ek praat van Liam, kan ek locally praat hele paar wat Floyd se bambo. My ma's kent lots, kom ek sê vir jou, jy kry dan soos die other politicians or in the political world, hulle noem het political prostitutes, verstaan jy? Wat skuif van een politieke party na die ander politieke party vir hulle eie gewin, vir geld my ma's kent. Verstaan jy? En dan kry jy weer iets anders wat Jacob Zuma so van praat. Ek so baie graag sou wil doen political science. Wat jy ook dan verstaan, why a certain leader might leave a party soos Floyd hulle geclaim het, what we leaving EFF to try and strengthen MK. Die ma's kent, verstaan jy? Vir die because we have ideas and goede is dieselfde, so we're trying to build a strong Africa together. Ons ideas is dieselfde, so I'm leaving to try and build that. Ja, so jy sal sê dat as betere of sal ek sê as 'n meta van jy kies maar wat jy voel wat jy die beste van jou belang het en die area waar jy bly verstaan. Waar jy stem in 'n area, as jou area goed na kyk word hier, wat jy vir party. En jy voel okay, ek bly nou miskien in die dorp en dan kyk ek goed na my. Hoekom moet ek nou op Praat Jules stem omdat Praat Jules begin as ek nou voel my mense wat hier in beheer is, hulle nou right het so vir my. Ja, kyk,
ek gaan twee voorbeelde gebruik. En ek gaan een gebruik in Langebaan en ek gaan een gebruik in Cape Town. As jy bly miskien in Ward 6 Langebaan. My maatsekin. Maar ons nou weet as jy meer just one grouping of people wat nou majority white is. Jy kry swart mense, as jy kry kleerling mense, as jy kry Indians daar. En is well run. Ek sal dit sê my broer met 'n al is my hart seer, verstaan jy, want as jy sê like dorp en die een is well run but the other one not. As ek hier moet bly by Ward 6 my maatsekind, of course I would want the DA to win again want hulle doen hulle job. Verstaan jy my maatsekind? So so kom ek gaan sê, "Nee, hoekom moet ek vir NCC stem my maatsekind?" As ek in die Kaap bly en ek weet waarvoor staan die NCC for safety because why die Kaap is die mekaar, verstaan jy? En ons sla raak van die guns in die communities en die polisie moet regkom en dit moet regkom en daai moet regkom my maatsekind. If as daai my belange is, then yes, I'm going to vote NCC. Verstaan jy? So ek dink ja, mense stem along the lines of wat vir hulle. Maak ek sens? Baie goeie punt. Daar wil ek weer vir julle twee vra of vir Brad Schulz en ek wil sê topic. Dink jy rugby players moet deelneem aan bente? En goed jy sê ja, as jy rugby players dink jy moet deelneem wat die fans doen video's maak en miskien iets sê na die game en verstaan sy because why die weekend na en jy kry nou dieselfde results en nou gaat die fans goed so dan geen kwaad raak because hy die week voor hy toe die deel geneem aan wat hulle doen. As fyn as ons doen onder mekaar. Ek supporters as dit daar rugby player gaan betrokke raak. Dan ons moet begin en kyk. Wat dink jy? Is dit iets wat hulle moet doen of kan hulle maar deelneem of moet hulle maar hulle distansieer van? My maar seker dieselfde soos supporters nie op 'n rugbyveld met ophelp en speel nie. Verstaan jy? Dink ek nie dat rugby players moet deelneem aan daai dinge maar seker. Soos jy ook nog genoem het, as jy onderwyser is of jy dra daai baadjie, dan is dit 'n great responsibility. Verstaan jy? Dra great responsibility. So ja, jy as 'n rugby speler maar lots. Kom ek sê vir jou een ding my broer, as jy 'n rugby speler is, you growing the sport en my vriend David van Rouen, ons het gister die gesels gehad. En ons praat ook at jy's van my broer, jy as 'n rugby speler. Yes, of course you are being humble en wees bly jy speel gewen en alles daai. Maar om 'n video te gaan staan maak witende om te bente, dat's klomp emotions en mense raak smaak kwaad en alles daai. En dis hulle wat die sport kan ook iewens 'n mooi naam gee of breek. Maar dis hulle job, benting. Jy as 'n rugby speler groei die ding en gebruik die bente as 'n fuel om rugby te grow. Verstaan jy my maatsekin? So jy kan nie kom staan en gaan bente hier en dan volgende week as jy jouself in 'n position gaan inplaas van die bentes dan as jy kwaad raak as hulle nou toe kom en sê en wil chop en wil dit en daai. If you as jy devil's a joel en dan as dan jy joel my devil my maatsekin. Verstaan jy? So ja, ek dink julle moenie my bro. Hulle het 'n part to grow this thing. Bentes het 'n part to grow this thing, negative of positive. Gebruik dit as fuel en dan is moet ben. Hulle gaan vir die bestuur van die klub soek. Dieselfde met bestuur ook my bra. Verstaan jy? Kan nie coach verstaan en visie. Maar as jy kan nie 'n rival wees maar jy voel jy's 'n skolie jy wil kom skeel en visie en dan as stick to your guns. Maar ja, toch big up pose, die mannen zo vast wat die mannen. Ja, big pose die mannen zo vast wat die mannen gaat geven. Ja, my maatsekind. Oh my. Wat die andere ding interessant, wat ik nog uitvraag. Dan is een nieuwe TikTok trend jullie gezien. Die is dat. Een TikTok trend. Wat dan nou? Ik denk allemaal zal het kan relate, allemaal zal deelnemen aan, want dat is maar hoe mensen is. Hulle is maar zo, hulle kan niet denken over zich zijn. Dus mensen houden goed van mij, van mijn zeg weet je, kom je Brad Schulz. Ja, ik wil ook graag weten. Ik is niet zijn spokesperson niet. Als ik van jou praat bij mijn ja, moet je weten. Ik is gemakkelijk om zijn hart te praten van oorspel lekker raciaal voor mensen. Maar oké, die TikTok trenders, alle die dingen wat we doen, zoals, ik wil maken een voorbeeld, zo die podcast, zoals, alle doen dat net die video's daar, maar als het aan is, als jullie zoals, ja, jullie, kijk dus video's, maar jullie subscribe op YouTube, video's zoals je, dat is zo trend, ja. Zoals, ja, zoals,
Jy koop kuste, maar jou kind het dus net weet nou so Come on. So verstaan jy, dat is nou 'n nuwe trend. Almal gaan net because by ons moet graag iets wat iemand sê, maar nou sê ek weet so gesê, ek was so gesê het. Dat is baie snaaks, ek enjoy it. Mense is baie kreatief en jy hoor goed dat hulle graag wil sê en nou te laai met hulle gewoon wil wegstek. En selfs met die word of the day ding, verstaan jy, hoor klom goed te moet. Nice, ek kan nie dit. Maar is voor ons klaar, maar ek sien hier te weer geskenke. Wie verjaar? Ek het dat weer vergeet hier. Nee, niemand verjaar nie. Ek was mos nog nie hier nie en julle het mos nog Father's Day. So, die gifts is vir julle. Net om te sê I see you guys and I value you guys, you know. Kan man ook ek moet. Ja, kyk, ek wil julle wonder wat is hier in my ma se kind lots. Ja. En net jy begin werk, hè? Nee, en ek maak hier my ma se kind kykie. En ek sê po, thank you very much. That's great. That's great. My kind, ja. Yes. So dat by die werk, ek kan maar wat maak, my naam is op. As ek vang my koppie by die werk. En drink jy dan met die lots. En sê po. Klas. Lots en sê po. Nee. Pragtig ja. Dankie man. Agterna ek 'n foto van die kom dan. Ja, lots en sê po. Dat is Ali, dat is Ali. Dat is Ali. Nescafé koffie. My wereld. My maag werk weer vanaand. Ja maar. Baie koffie my bro. Ja, baie dankie mos ons keer dit, né? Ek dink as nou al die tyd ek het dit baie nodig as ek petrol en dit is baie nodig vir my, né? So ek waardeer mos u. Dankie so koffie besoek. So ja. Sy het was verras met dit, né? Dit pragtig. Nice. Ja guys, ek was so baie mindful, né? Ja, sy is like dit soms of kom jy so voor soms jy net. Lyk so sy hart vir ons, ek wil ons klaar maak en so maar. Maar ja guys, episode 44 van die Van Maak en Praat podcast, né? Baie dankie guys, né? Ons waardeer julle. Ons wat kyk so ek het bang wees my oom by koffie te maak. Ek gaan mos so wil dit spoil. Jy wil net so. Nee man. Ja, jy gaan met aan om te ren weer. Kyk as iewens 'n briefietjie ook in. Distraction. Wow. Wash all parts in one soap. I can say I. Was jy loop op die salvo is die ding as jy. Wat dan is man. Ek was kyk hier paus. Hoe kom sy hulle koppies by die instructions? Anders ons weet hoe om 'n koppie te gebruik. So weet wat ons nie so wat die instruction is. Dis die eerste keer ons nog koppies sien. Nee. Wash all parts warm in soapy water. Hier het geweet hè. En wash only. Okay. Hoe het jy nie daai geweet nie? Nee, volgens hulle maar. Dis met 'n stainless steel kap. Maar dankie is vanaand pas te kom. Kyk, jy het 'n hand vir my lekker koppie gemaak. Daar. Aan die